Vriende, kom ons net so, dan gaan ons net saam bid. Vader, baie dankie vir u troue sorg oor ons, baie dankie dat ons die wonderlike voorreg het om u die God van hemel en aarde ons Vader te mag noem. Here, daar is niks in hierdie lewe wat ons soveel vreugde en vrede verskaf, as om te weet dat die skepper en die onderhouer van hierdie heelal, ons Vader geword het deur Jesus Christus, ons redder en ons Here nie. Baie dankie vir die Heilige Gees, die kosbare, soete Gees van God, wat in ons harte kom woning maak het, en wat vir ons leer en lei in die waarheid. En Here, wat ook al oor ons pad kom, of dit nou in ons oë goed of sleg is uit u Vaderhand vir ons afgeweeg, om ons te vorm, om ons te verander, sodat ons meer sal word soos Jesus. En Here, u het vanmôre die saak gehoor wat op die tafel is, en ons wil nie veg en beklei nie. Ons is besig met u woord, en Here, ek het vir my vrou ook die week gesê, al moet ek onder 'n boom die waarheid van die woord gaan verkondig, dan sal ek dit doen. Het gaan nie vir my oor op die einde van die dag, om te buig onder wat mense se opinie oor die woord is nie, maar wat die woord van God vir ons sê. En Here, as daar by my enige fout is, vra ek dat u met wysheid vir my sal onderrig, en dat ek die fout sal regstel, om u te verheerlik, want het gaan nie oor my, oor 'n kerk, oor 'n kommissie of oor 'n saak nie. Dit gaan oor die eer van Christus en die verheerliking van sy heilige naam. Ek wil vir u baie dankie sê wat u in Benoni gemeente kom doen het die afgelope 4 jaar. Baie dankie vir die waarheid van u woord wat harte kom stig en mense na u self trek. Dankie vir die baie boodskappe die afgelope 2 weke of 3 weke wat van Webwoord luisteraars en Facebook luisteraars gekom het om hulle dank uit te spreek teenoor my vir die beter verstaan van goddelike genesing. Ons gaan nooit alles verstaan nie, maar Here, ons besef dat u ook somtyds deur siekte u wonderlike doel in ons lewe moet bereik. En Here, ons vra dat dit so sal wees. En dan pleit ons ook, Here, dat ons as kerk van Jesus op aarde, van elke denominasie, moeite sal doen met u woord. Dat ons altyd, wat ons glo op papier, Here, sal ondersoek aan die hand van u woord. Dit sal bewys met verse uit u woord, sodat die kudde nie verward sal wees, of daar enige probleme sal voortspruit uit die prediking van u woord nie. Baie dankie vir hierdie kudde wat u aan ons toe vertrou het. Here, ek dankie vir hulle getrouheid in die bywoning, in die gee vir u saak. Daar is die wat ons bekommerd oor is, Here, en u weet ook die moeite wat ons doen om hulle te trek. Ons vra dat u self deur u Gees in hulle harte sal werk. Ons dink aan hulle wat siek was, 'n lang tyd siek was. En Here, wat weer saam met ons is, en wat kan getuig van u goedheid en u genade. Ons eer u dat u hulle aangeraak het, dat u hulle gesond gemaak het. Ons aanbid u, Here, dat u 'n groot en genadige en barmhartige God is. En vir ons vra, Here, waar hierdie wintertydperk voor lê, waar daar so baie elendes is, vra ons dat u ons sal vashou in die holte van u hand, en dat ons getrou in die waarheid van u woord sal wees, maar Here, ook die koue sal oorkom in die gehoorsaamheid aan u om die onderlinge byeenkomste by te woon. Seën nou ons samesyn, seën u woord aan ons harte en word u ryklik verheerlik. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ek sien die tyd loop, so ek gaan net vinnig 'n kort oorsig met u hanteer en dan so vers of 2 lees uit Openbaring 4. Soos jy weet, is ons tans besig met die reeks boodskappe vanuit die boek Openbaring in die oggende, in die aande besig met die boek Psalms. Ons het dit kortliks onderbreek, omdat daar so geweldig baie vrae was oor die gedagte van genesing, al die klompie mense wat gesterf het die afgelope tyd, mense waarvoor gebid word en hulle word nie gesond nie, en ek moes die reeks vir u gebring het, en ek is dankbaar teenoor die Here vir die waarheid van sy woord, en dan vertrou ons die Here ook dat hy die naprediker sal wees daarvan. Woensdae aand is ons besig met die reeks oor die soewereiniteit van God, eintlik die belangrike vers in ons lewe. So as u op die kaart saam met my kan kyk, ons is nou hierdie reeks al, of hierdie deel al reeds hanteer oor die 7 gemeentes. Ons het nou hier die wegname van die kerk van die Here Jesus hanteer. Ons is tans hierso besig met die beoordeling van die kinders van die Here, en dan gaan ons bietjie praat oor die bruilof van die lam. Nou, ons lees daar van Openbaring 4 vers 1 tot 11, die Bybel sê, na hierdie ding het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my oorspreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Ek het vir u gesê, hierdie kom op hierheen,
is 'n duidelike aanduiding in die Grieks dat na die laaste Nuwe Testamentiese gemeente dan die wegname van die kerk van Jesus sal plaasvind. Nou, u sal onthou in die reeks, ons het vir u gesê dat daar was 'n gemeente soos Laodicea, maar dit verteenwoordig ook 'n tydperk in die mensgeskiedenis, en dis die tydperk van menseregte, die tydperk waar mense dink hulle is ryk en het verryk geword, kerke wat meen hulle is geestelik, terwyl hulle eintlik ver van God af beweeg het. Nou, direk na hierdie laaste gemeente sien ons dat die Here vir Johannes in die hemel neem om vir hom te wys wat gebeur. Vers 2 sê, en dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. Nou beskryf Johannes hoe hierdie een wat op die troon sit lyk. Vers 4, en rondom die troon was daar 24 trone en op die troon het daar 24 ouderlinge gesit. Nou ons het verlede week bietjie met u begin praat oor die gedagte van die 24 ouderlinge. Wie is hulle? Vir u gesê, hulle is die verteenwoordiging van die kerk van die Here Jesus op aarde, want ons lees van die kerk van die Here Jesus tot en met Openbaring 3. En van Openbaring 4 tot Openbaring 19 vind ons geen verwysing na die kerk van Jesus op aarde nie. Daarom het ek vir u gesê, die kerk van die Here is weggeneem, en die ouderlinge verteenwoordig dan ook die kerk van die Here Jesus daar in die hemel, volgens hierdie gedeelte. Nou ons tema vanmôre dan, gaan ek net aangaan met die reeks boodskappe oor die gedagte, vers 10 van Openbaring 4, hierdie 24 ouderlinge val voor die troon en aanbid hom wat tot aan alle ewigheid lewe en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, en ons het dit nou al 'n paar keer gelees. Vanmôre wil ek met u praat, en terwille van die tyd gaan ek net vinnig deur dit werk, sodat ons dan nie te veel van die sonnaskooltyd opneem nie. U sal sien, ons tema vanmôre is die openbaringe aan Johannes, nadat die deur in die hemel geopen is, deel 4, ons krone as 'n dankoffer aan Jesus. Ons krone as 'n dankoffer aan Jesus. Nou vriende, net vir u wat dit nie gevolg het saam met ons nie, die rede waarom ons sê die 24 ouderlinge waarvan verwys word in Openbaring 4 verteenwoordigend is van die kerk, is omdat die kerk van Jesus wat saam met Christus regeer en oordeel, dan ook deur hierdie 24 ouderlinge vir ons gedemonstreer word, dat hulle op trone sit en dat hulle ook saam met die Here Jesus in die heerlikheid is. U kan luister na die boodskap as u meer inligting daaroor wil bekom. Ons het vir u gesê, hierdie 24 ouderlinge verteenwoordig die kerk van die Here Jesus, omdat die Bybel vir ons sê dat hulle bekleed was met wit klere, en dit verwys altyd na die kerk van Jesus, dat hulle bekleed is met wit klere. Hoekom is ons bekleed met wit klere? Is omdat die bloed van die lam ons gereinig het, van ons sonde weggewas het. En u sal onthou, ek het so tyd terug 'n boodskap gepreek, die priester met die vuil klere. Wie kan ons die boodskap onthou? U onthou hoe die Here ook hierdie priester dan bekleed het met die kleed van geregtigheid. Die derde gedagte waarom ons sê dat die ouderlinge verteenwoordigend is van die kerk, hulle was gewas in die bloed van die lam, en dan ook die gedagte, hulle het krone op hulle hoofde gehad. Toe het ons verlede week bietjie gepraat oor hierdie gedagte, vriende, dat daar 'n beoordeling sal wees, 2 Korintiërs 5 vers 10, die regterstoel, soos hier aangedui op ons kaart. U sal sien, hier is 2 trone, daar is die Bema oordeel of die regterstoel oordeel, en later dan die wit troon oordeel. Ek het vir u die onderskeid tussen die 2 trone dan ook deurgegee, die regterstoel oordeel waar die kinders van die Here sal wees. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 15 en verskillende ander gedeeltes. Dit sal net vir kinders van die Here wees. Die werke sal beoordeel word, loon word ontvang of skade gelei. Hier gaan dit glad nie gaan oor hemel of hel nie. Ons is gered uit genade deur geloof, ons behoort aan die Here Jesus, maar ons gaan beloon word of skade ly, en ook het ons vir u gesê, dit vind plaas na die wegname van die kerk van die Here Jesus. Ons gaan later in ons reeks praat oor die wit troon, soos hier aangedui, net om vir u die baie duidelike onderskeid tussen hierdie 2 trone te gee en die verskil. Die wit troon vind ons in Openbaring 20, dit gaan net vir ongereddes wees, die veroordeling gaan plaasvind, veroordeeldes word in die hel gewerp, en dit vind plaas na die 1000-jarige vrederyk. So dis nou toekomstige boodskappe. As ek nog hier is, dan sal ek dit met u deel, en sal ek vir u dan ook sê wat die Here vir ons oor hierdie besondere sake wil sê. Nou ons het vir u gesê dat hierdie krone, waarvan in Openbaring 4 gepraat word,
amper dieselfde woord is in die Grieks as die kroon of die toekenning wat die atleet gekry het as hy klaar aan hierdie wedloop deelgeneem het, die Stefanos, wat ons praat van die kroon wat hy ontvang het. Dis soos 'n laurierkrans wat hy ontvang het, en ek het vir u baie duidelik gesê dat dit ook dui op dat hierdie 24 ouderlinge klaar beoordeel was en die krone dan aan die voete van Jesus neergelê het. Baie belangrik, verlede week het ons vir u gesê dat almal sal nie dieselfde loon ontvang nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 16 sê dit vir ons. Die Here sê ons moet oppas hoe ons bou op die fondament Christus Jesus. Hy is die enigste redder, maar pas op hoe u bou op Christus. En u kan self gaan lees wat sê hierdie gedeelte vers 13. Elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys. En die Bybel sê as iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. U is baie welkom om dan hierdie eerste boodskap dan te luister. Die waarskuwing was gewees dat ons nie beskaamd van hom moet weggaan by sy wederkoms. Met ander woorde, met 'n rooi gesig sal staan, wanneer ons voor die Here Jesus moet rekenskap gee vir ons aardse lewe nie. Ek wil vir u sê, ons het een lewe en hy gaan gou verby. Net wat ons vir Christus gedoen het, sal staande bly. 2 Johannes 1:8 waarsku ons dat ons nie hierdie volle loon moet verloor wat ons by Christus kan ontvang het, of kan ontvang nie. U onthou nog Openbaring 21:4, vir u gesê, baie mense sê, daar sal nie eendag trane in die hemel wees nie, en ek het vir u baie duidelik gesê, die Here sal die trane afdroog. En Dr. Irwin Lutzer, die predikant van die Moody Memorial Kerk, het baie duidelik gesê, hy sê, our tears will be those of regret and shame, tears of remorse for lives lived for ourselves, rather than for him who loves us and released us from our sins by his blood. En hy skryf, hy sê, perhaps we would never cease crying in heaven if God himself did not come and wipe the tears from our eyes. Dink gou aan u lewe hierdie week wat verby is. Vra vir jouself, hoeveel tyd het jy hierdie week aan Christus spandeer? Ek moes vanmôre my stilte tyd vir die Here sê, Here, baie keer is ek vinnig in my binnekamer. Vinnig om te bid, vinnig om Bybel te lees, want daar is baie om te doen. Help my om meer tyd aan u te spandeer. En Martin Luther het gesê, hoe meer tyd hy aan God spandeer, hoe meer kry hy gedoen in elke dag. Daarom wil ek u vra, dis die vermorste tyd om by die Here stil te word. Dis die vermorste tyd om werklik jou lewe te wy aan hom nie, want wanneer jy in jou binnekamer met die Here stil word, word jy gemotiveer om uit te gaan en die kosbare evangelie van Jesus aan ander uit te dra. Verlede week het ons begin met die martelaarskroon. Daar's 5 krone wat ons in die Bybel kan sien, wat gegee word. Die martelaarskroon was die eerste een gewees. Vir u gesê, die eerste martelaar was Stefanus gewees. Ek gaan nie alles met u hanteer daaroor nie. Die Here Jesus self het gesê, kyk, ek stuur julle soos lammers onder wolwe. Nou, een van my oud-lidmate in Vredendal het vir my hierdie week foto's gestuur van hoe lammers bietjie deur die wilde diere gegryp is. Nou, ek moet onthou, ons is lammers tussen wolwe. Hulle gaan nie net aan ons lek nie. Hulle gaan nie met ons tee drink soos Rooikappietjie en die wolf nie. Dis letterlik, hulle sal jou verskeer, want luister, die wêreld haat Christus. As jy algemene goedjies met hulle praat oor Jesus, hy's goed, en hy wil vir ons gesondheid gee, en hy wil vir ons rykdom gee, dan hou mense van hierdie Jesus. Maar die Jesus wat sê, as jy agter my wil aankom, moet jy jou kruis opneem en my volg. Hulle hou nie van hierdie Jesus nie, want dit beteken ek moet my lewe weggee vir hom. Hy eis my alles. En daarom wil ek vir u sê, dis kosbaar om te weet, dat die Here ons alreeds vroegtydig en voortydig gewaarsku het oor hierdie saak. 2 Korintiërs 4:16 tot 18 praat van, dis 'n ligte verdrukking. Luister, in die lig van die ewigheid is die ergste verdrukking op aarde nie so erg nie. Gisterand toe ek en Eva by die huis bietjie sit en gesels, toe sê ek vir haar, dink aan ons vervolgde broeders vanaand. Dink aan hulle wat in plekke sit waar hulle gedood word, waar hulle nie eens weet waar man en vrou is nie, waar hulle nie weet waar hulle kinders is nie, waar hulle gemartel word ter wille van die evangelie. Daar is baie van hulle. Kom ons in hierdie goeie situasie wat ons in Suid-Afrika nog het, kom ons bid vir hulle en verloor nie die koers dat ons ook miskien een of ander tyd martelare kan word vir die Here nie. Ek sê nie dit gaan gebeur nie, ek weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie, maar luister, daar is 'n martelaarsskroon as jy ly ter wille van Christus. Die tweede een was die wedloperskroon. 1 Korintiërs 9:24 maak melding van die onverwerklike kroon.
En ek het vir u gesê, is hulle wat volhard te midde van omstandighede. Vir u gesê, die Bybel vergelyk ons Christelike lewe met 'n wedloop, 'n boksgeveg, 'n stryd. En vir u gesê dat Hebreërs 12 sê, ons moet met volharding die wedloop loop. En 2 Timoteus 4 vers 6 sê Paulus, ek het die wedloop voleindig. En nou is my asem amper klaar. En ek begin nou by vanmôre se boodskap. So, ek wil net gou moed skep. Ons kom by die derde gedagte vanmôre uit. En dit is die herderskroon, of die kroon ook genoem die herderskroon, of die kroon van heerlikheid. Nou vriende, dit was my kosbaar om hierdie kroon en die gedagte rondom dit te bestudeer, want dit is 'n besondere kroon wat gegee sal word aan hulle wat in diens van God staan. Paulus sê baie duidelik, hy sê, broeders, moenie baie leraars wil wees nie, want hulle sal 'n groter oordeel ondergaan. Luister, 'n leraar is onderworpe aan God en sy waarheid en sy woord, want God gaan eendag ons oordeel wat hier staan om vir u te sê, so sê die Here. Sondag wanneer ek hier staan, soos ek hier vanmôre voor u staan, bewe my broek, want ek besef, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor u. God gaan dit nie gering ag wanneer ek van hierdie kant sal leuen spreek en u miskien in 'n dwaalweg verval en hy eendag van my rekenskap gaan eis nie. Ek het nou die dag vir iemand gesê, ek is dankbaar teenoor die Here, ek sit nie met 2 en 3000 lidmate nie. Watter groot verantwoordelikheid. Daarom die herderskroon sê, die boek Petrus gaan gegee word aan die getroue herders wat oor die kudde toesig hou het. En dit is nie net ek as predikant nie, dis my broers kerkraad wat toesig hou oor my, en toesig hou oor die gemeente en huisbesoeke doen en werklik die kudde van God versorg. En hoor wat sê 1 Petrus 5 vers 2. Petrus sê hou as herders toesig oor die kudde. Onthou hy skryf onder leiding van die Heilige Gees. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. En ek moet vir u sê, dis in daardie koers waarin ek hardloop. Dis die verlange van my siel, en ek het vir u al baie gesê. Daar is een begeerte wat ek kanaand voor die Here uitspreek. Here, daar is een begeerte as ek voor u staan, dat ek sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Luister, die stryd op aarde sal al wees. As jy dink jy gaan stryd vir my en ek gaan stryd vir my, dan lewe ons in 'n gekke paradys. As kinders van die Here moet ons juis nou beproef word. Juis nou deur stryd gaan. Maar die einddoel is die kroon wat ons sal ontvang van die een wat vir ons sy lewe aan die kruis gegee het. U sien, hierdie kroon sal aan hulle gegee word wat in alle waardigheid die kudde van God gelei het. Wat in midde van afval, valsheid en verdrukking die waarheid bly verkondig het. Ons beleef 'n tyd waar al hoe meer predikers mensvriendelike boodskappe begin preek. En toe ek in Vredendal was dit 'n algemene ding dat die predikante saam met die gemeentes dop gedrink het, 'n braai gehou het, 'n dans gehou het, en so die kerk se fondse dan net so 'n bietjie aangevul het. Want die mense het nie getrou gegee nie, en ek wil vir u sê, ek het redelike wind van voor gekry in Vredendal, veral van die ander kerke, waar hulle, wanneer jy opstaan teenoor sekere goed, waar hulle dan jou aangevat het. En ek onthou spesifiek op die radiostasie, Radio Namakwaland is die radiostasie se naam, 'n radiostasie wat deur die EG Kerk begin is, deur Dominee Ben Huys en later 'n bestuurder gekry het. Dominee Ben Huys is later weg in Amerika toe verhuis, hy's oorlede so 'n paar maande gelede. Hulle het my geleentheid gegee om oor hierdie radiostasie te preek en verskillende boodskappe te bring, en ek onthou as hulle die boodskappe opneem, hoe ek hier sit, en die ouetjie wat my opneem sit, daar is nogal redelik, soos die Engelsman sê, awkward. Maar die hele gedagte is, ek kon die woord van die Here preek, en eendag, toe preek ek oor die gedagte van homoseksualisme. En ek wil vir u sê, dis nie 'n sonde wat groter is as ander sondes nie. Dis 'n sonde wat vergifnis voor te verkry is. En ek wil vir u sê, toe ek klaar hierdie boodskap gepreek het, nou vra die gemeente my nou, wanneer gaan hulle die boodskap uitsaai? Ek sê nee, gewoonlik saai hulle die week daarna uit, maar ek gaan die radio bestuurder vra, en ek onthou nog die e-pos wat hy vir my gestuur het. Hy sê vir my, ek stem met jou saam, maar hierdie is 'n gemeenskapsradiostasie, maar die stasie se logo sê,
Radio Namakeland 9.4, tot sy eer. En ek sê vir hom, luister, jy moet hierdie boodskap uitsaai, want dit is 'n boodskap van hoop vir mense, wat in hierdie sonde vasgevang is. En hy het vir my gesê in die brief, mag God ons genadig wees, maar ons kan nie hierdie boodskap uitsaai. En ek het besef, vriende, en ek het daar my bande gebreek met die radiostasie. Waarom? Omdat ek moeilikheid soek, omdat ek altyd stroomop wil wees. U kan dit beskryf soos u wil, maar luister, God het nie jellyvisse gered of geroep nie. Hy roep manne en hy roep vroue, en besonder hier, die herderskroon word gegee vir die leraar. Nou as ek sê, manne en vroue, praat ek van kinders van die Here, wat getrou moet wees aan die Here, en manne wat geroep word vir voltydse diens. Want ek het ook so tyd terug gepreek oor die feit, dat die ampt van leraar en ouderling is nie vir die dame of vir die vrou nie. Ek kry wind van voor daaroor van ander kerkdenominasies, want hoe durf jy sê, dis net vir die man? Dis so egosentries, dis asof jylle dink jylle is beter. Nee, God het 'n orde. God se orde is God, Christus, die man, die vrou. Vriende, ons kan nie die rolle maar net oorskry soos ons wil nie. Daarom die herderskroon is vir hulle wat getrou die woord verkondig, ten spyte van die kultuur en ten spyte van die aanvegtinge van binne en van buite. Ons primêre taak as herders is om die waarheid van God se woord te ontsluit. Nou Spurgeon het gesê, nou as ek sê Spurgeon sê, of as ek sê MacArthur sê of R.C. Sproul, dan is hulle nie gelyk aan die Bybel nie, vriende. Asseblief, moet my nie uithaal daaroor nie. Ek probeer groot en heilige manne van die verlede, wat sterk gestaan het vir die waarheid, aanhaal om vir u te wys, dat ek nie alleenig is in hierdie saak, en die enigste ou is wat hierdie vreemde goed preek nie. Spurgeon het gesê, the church does not determine what the Bible teaches. The Bible determine what the church must teach. Gaan lees Spurgeon se lewe, die downtown controversy. Hy's later by sy kerk weg, hy het by sy kerk weggebreek, omdat die kerk sekere druk op hom geplaas het, om goed te preek, wat die Bybel nie sê nie. Aanpassings te maak, om by sy tyd in te pas, dit was al in die 1800s gewees. Luister, hierdie kansel is nie gereserveer vir 'n kerk, of vir 'n mens se opinie nie. Die kansel is gereserveer vir so sê die Here, en as ek of enige predikant dwaal, dan moet u groot genoeg wees. Handelinge 17 vers 11, die gemeente in Berea was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het elke dag die skrifte ondersoek, om te kyk of hierdie dinge so was. U het die grootste en die, amper sê die volste reg, om elke boodskap krities te bekyk, en dan te sê, is dit wat die Here werklik sê? Bybel bo alles. Predikant se verantwoordelikheid, berei voor en doen die werk van die Here. Jakobus 3 vers 1, moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet, dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Ek het al dikwels vir mense gesê, ek bewe baie keer, as ek dink aan hierdie dag. En daar is net een wat vir my rus in my hart gee, dis Christus. Die feit dat ek vir 20 jaar al moet sê, so sê die Here. Ek vra dikwels vir die Here, Here, help my om getrou te bly. Gee my wysheid in hierdie saak. Om 'n kerk te laat groei, vriende, is geen kuns nie. Gee vir mense wat hulle wil hê, preek net wat hulle wil hoor, reël vermaak vir die jonges en uitstappies vir die ou mense. En jy sal sien hoe mense begin bykom, en later as jy oor Jesus wil praat, en ek kom by 'n besoek so tyd terug, en ek sê vir die tannie, dag sê ek is die predikant hierso, ek wil bietjie met jou praat oor die Here. Sy sê, nee, ek wil nie oor die Here praat nie, kom ons praat oor ander goed. Ek sê van, nee tannie, ek is hier om met jou te praat oor Christus. Hierdie is nie 'n klap nie. Hierdie is nie 'n uitstappie gemeente, waar ons uitgaan en oor alles praat, behalwe oor Jesus nie. Dis goed om te sosialiseer, dis goed om saam te kuier en te braai, en dit is my so goed om te hoor van die gemeentelede gaan kuier by mekaar, en hulle leer mekaar beter ken, en daar's 'n goeie gesindheid onder mekaar. Ek eer die Here daarvoor, maar die herder se taak is om by huisbesoeke, en die kerkraad se taak is om by huisbesoeke die waarheid van God se woord dan te predik. Hoor gou die waarskuwing wat die Here vir leraars in die Bybel gee. Ek het hierdie boodskap gepreek by Etienne se bevestiging daar in Parys gemeente. Hoor hierdie kragtige woorde.
Nou sê gou vir my, Timotheus, was hy 'n sterk man, 'n groot, forse man wat 'n ding vasgevat het. Paulus sê vir hom, die Here het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Ou Timotheus was maar 'n bang ou, en sy broek het maar gebewe, soos myne ook maar bewe. Hoor wat doen Paulus, hoor hoe hard is Paulus, mensdom. Ek lees hierdie gedeelte en ek dink, Paulus, kon jy nie 'n bietjie rustiger met die man gewees het nie, nou maak jy hom meer op sy sene wees. Maar hoor wat sê Paulus vir Timotheus, ek besweer jou. Dis asof Paulus Timotheus hier aan die bors gryp en hom nader trek. Hy sê, seentjie, kyk vir oom in die oë, want ek wil nou vir jou iets sê wat jy nie moet vergeet nie. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Ek dink op daai stadium, het Timotheus diep gesluk, en hy het hard gesluk. Wat wil oom Paulus nou vir my sê? Hy sê, verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig, hoor nou, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle nie gehoor gestree wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wen tot fabels, maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Manne, u wat vanmôre in hierdie gemeente sit, ek roep jou op om saam met ons en deel van ons kerkraad te word. As die Here jou roep vir voltydse diens, meld aan, want jy sal 'n besondere loon van die Here kry, as jy getrou volgens die woord van God die kudde lei. Hierdie derde kroon is die kosbare herderskroon, en ek bid die Here dat ek ook eendag hierdie kroon aan sy voete kan neerlê, om die mooi so by hom te ontvang. Die volgende kroon, vriende, en terwille van die tyd gaan ons aan, die kroon van geregtigheid, oftewel die wederkoms kroon. Ek lees vir die 2 Timoteus 4 vers 7. Paulus, ek het die goeie stryd gestry, en ek het die wedloop voleindig, en ek het die geloof behou. Nou, hierdie goeie stryd is 'n intense stryd. As jy dit nou skrif met skrif vergelyk dit op 'n stadium met 'n boksgeveg. Dis soos 'n kind van die Here, wat nou so groot as kalfyn is, en hy klim saam met Mike Tyson in die kruit. Wat dink jy, wie gaan wen? Ek dink nie, kalfyn hy kan miskien onmoeg hardloop in die kruit, nee. Maar die gedagte is, dis 'n stryd, ons word van alle kante af, deur die vyand en deur mense beveg. Hy sê, ek het die goeie stryd gestry. Hoor nou, die wedloop hier is nie die 100 meter wat Usain Bolt in 9 sekondes gehardloop het nie. Dis 'n marathon, dis 'n Pietermaritzburg na Durban toe. Ek ry skaars so ver, mense hardloop so ver. En hier's een man vanmôre hier by ons, wat 3 dae aan mekaar gehardloop het. Ek bel hom nou die dag, ek sê vir hom, jy moet dan maar energie en krag hê, 'n lang wedloop, en dis wat Paulus probeer sê, dis 'n uithou wedloop. Wanneer jy voel jou liggaam gee in, dan hou jy aan, en jy hou aan, en jy sê, ek gaan hierdie liggaam vir my kastei, want ek moet die prys verkry, die wederkomskroon. Nou sê Paulus, ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. So met ander woorde, hierdie kroon is op aan ons op toepassing, elkeen van ons wat hier is. Luister, hierdie kroon sal aan hulle gegee word, wat geleef en gearbei het, asof die Here enige dag sou kom. Diegene wat geleef het, wat hulle gebid het, laat u koninkryk kom. En vriende, ek vra vir u en ek vra vir myself, het u hierdie week daaraan gedink? Jesus kan miskien vandag kom. Daar is te veel wat sê, nee, daar moet daai teken moet nog vervul word, en daai teken moet nog vervul word, en as hierdie ding nie in plek val nie, en as daai ding nie in plek val nie, alles het al lank in plek geval. Die Here Jesus kan nou kom. Ek vra vir u, het u hierdie week daaraan gedink? Hierdie lewe is besig, daar is stryd. Ons sukkel met krag, en ons sukkel met die banke, en ons sukkel daar by die Pick n Pay, en ons sukkel op die paaie, en ons moet bande herstel van die potholes, en ons stoei met alles, vergeet ons, dat hierdie tydelik is. In die hemel gaan daar strate van goud wees, maar bo alles gaan daar 'n regverdige regter wees wat regeer, 'n koning wat ons lief het. Vriende, om die Here se koms lief te hê, vereis 'n ingesteldheid op dinge met ewigheidswaarde. Jy moet skatte in die hemel by mekaar maak, waar mot en roes nie verniel, en waar diewe nie inbreek en steel nie.
As jy sê dat jy die Here Jesus se koms lief het, dan sê jy dat hy jou koning is en dat jy by die vestiging en uitbreiding van sy koninkryk betrokke is. En dat jy uitsien na die dag wanneer hy as koning openbaar sal word. Jou lewe en jou optrede sal wys of jy net 'n prater of werklik 'n doener is. Ek wil vir u sê in my eie lewe sê ek dikwels vir die Here, Here, doen ek genoeg vir u saak? Ek kan nie werk vir my saligheid nie, ek weet dit. Ons word gered uit genade deur geloof. Maar Here, is ek nie nog so vasgevang in hierdie wêreldse en hierdie aardse, wat so vinnig verbygaan dat ek vergeet, daar is 'n kroon wat voor lê vir hulle wat getrou gearbei het nie. Dr. Andrew Bonar, hoor hoe pragtig, is 'n teoloog van so 'n hele paar 100 jaar terug. Hy het die volgende gedoen, is 'n gewoonte by hom gewees. Elke aand voordat hy gaan slaap het hy voor die venster gaan staan en na die sterrehemel gekyk en dan gesê, miskien vannag, Here, miskien vannag kom u my haal, of kom u om u kinders te kom haal. In die môre as hy die gordyne, vandag die blinders, oopmaak, dan het hy na die nuwe dag gekyk en hy het gesê, miskien vandag, Here, miskien vandag. Ek vra u in hierdie afgelope week, as u daar die gordyne of daar die blinders oopmaak en u sien hoe die son deur daai bome kom, en jy ruik die vars nuwe dag, het jy gesê, Here, al hoe is die dag, hoe mooi verlang ek om by u te wees. Ek het die gewoonte om so 'n bietjie in die oggende te gaan stap. Dan stap ek daar op die golfbaan, ons golfbaan het so by die 100 bokke op, en daar is poue en tarantale, en ek wil vir u sê, alle goedjies wat jy kan kry, hardloop daar rond. Hase, en ek is nogal 'n bietjie kwaad vir hulle, want hulle maak my skrik. Maar dit daar gelaat, ons sal later daaroor praat. Maar wanneer ek so stap en die son kom so deur daai bloekombome en die verskillende bome, en ek sien hoe die kleure verander nou in die wintertydperk en hoe die blare afval, dan dink ek, dis dan maar mooi. Nou kom die gedagte my op, hoe mooi gaan God se heerlikheid net nie wees nie. Luister, ons is op pad na 'n plek wat ons nie met hierdie tong kan beskryf nie. Ons het nie genoeg verstand om die heerlikheid te beskryf nie. Ek vra vir jou, is jy gerig, doelgerig, op pad na hierdie heerlikheid, en doen jy wat jy kan doen vir die Here en vir sy saak? U sien, hierdie man se verlange na Jesus se wederkoms was so sterk dat hy daagliks daarop gehoop en daarna uitgesien het. Mag dit ook so deel van jou en my lewe wees. Ek gaan die boodskap afsluit met die laaste kroon, en dis die sielewennerskroon wat die Here vir ons sal gee. 1 Timoteus 2 vers 13, daarom dank ons God ook sonder ophou, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, dat julle dit aangeneem het nie as 'n woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Want wie anders as julle is ons hoop, of blydskap, of kroon van roem, in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus, by sy wederkoms. Hierdie siele wat na die Here gelei is, was vir Paulus soos 'n kroon gewees wat hy sal ontvang. En ek wil vir u sê, toe ek hieraan dink, toe besef ek wat Spreuke 11:30 sê. Spreuke 11:30 sê, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys. Hy wat siele win, is wys. Iemand het eendag gesê, wanneer jy jou lewe leef in die lig van die ewigheid, dan verander dit jou waardes, jou optredes en jou denkpatroon. Die mense wat jou en my vies maak, sien ons hierdie ou wat my irriteer, of sien ek 'n siel op pad hel toe, wat deur die evangelie en deur die kosbare woord van die Here vernuwe kan word, gered kan word, en my broer of my suster in Jesus kan word. Sien ons dit so? Of is dit onmiddellik ons vyand wat ons lewe ongemaklik maak, en ons moet hom so gou as moontlik elimineer? Ek wonder, as ons God was, hoeveel van ons vanmôre hier sou wees? Ek weet die kansel sou definitief vakant gewees het. Hier sou niemand gestaan het nie. Want u sien, as altyd in ons harte iets wat ons voel anders te moet wees. Maar as ons kyk na hierdie kosbare kroon, dan sien ons hierdie sielewennerskroon gaan oor, die Here het my gered uit genade, ek verdien dit nie. Ek het vir die Here al 1000 maal gesê, Here, ek verdien u oordeel.
En tog sê u in u woord, ek gaan die hemel beerwe. Wat 'n wonderlike voorreg. Dit verander ook my uitkyk op die lewe. U sien, dit is God se laaste opdrag aan sy kinders om sy getuies te wees. U sal beloon word vir elke woord gespreek, elke poging aangewend, elke rand bestee om sy woord uit te dra. Jesus sê in Johannes 20:21, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Later het Jesus die opdrag aan hulle gegee, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dit sou verseker nie maklik gewees het nie, en daarom het die Here ook gesê, in hierdie vyandige wêreld het ons die krag van die Heilige Gees nodig om dit te kan doen. Daarom sê Handelinge 1:8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Ek dank die Here vir die gesindheid in hierdie gemeente van die ou klein Bybeltjies wat ons daar by die deur plaas, en die traktaatjies wat ons gekry het, wat ons uitdeel, hoe mense vir my vertel hoe hulle by 'n vulstasie stop en miskien 'n R2 of 'n R5 in die ou se hand gee, of daar by die plek waar ons gaan inkopies doen vir die karwag, en hoe dank ons die Here vir sy kosbare genade. Ek onthou so 'n paar weke terug toe ons vir die ooievaars af was daar na my seun hulle in Malmesbury. Hy het 'n swart man wat vir hom werk met die naam van David. En ek begin met David praat, ek sê vir hom, David, sê vir my, waar gaan jy kerk? Hy sê nee, hulle het gaan by mekaar so onder 'n boom, en hulle het 'n apostel wat met hulle praat, en 'n woord van God moet hulle deel. Ek sê vir hom, David, lees julle die Bybel? Nee, die apostel kry openbaring van God en deel ek met hulle, en ek begin met hom deel. Ek sê vir hom, David, hierdie boek, daar's geen boek soos die boek nie. As jy God se stem wil hoor, luister na sy woord, en dat hy deur sy woord met jou praat, en ek gee vir hom 'n klein Bybeltjie wat eenvoudig vir ons sê, ons is sondaars gebore, ons kan onsself nie red nie, Jesus het aan die kruis gesterf om ons te red, en ek is weg daarso, en hy het my baie bedank, en ek kry so 'n week terug 'n oproep van my seun. Hy sê, pa, David het by my aangekom, hy sê, hy loop oor van blydskap. Hy sê vir jou pa, dankie, ek het Jesus gevind. Ek kan nie ophou om die woord van God te lees nie. Ek lees dit in die oggend, en ek lees dit in die aand. Ek het nou 'n kerk vir my gaan soek waar hulle die woord preek. En vriende, ek kon die Here net dank dat hy hierdie eenvoudige skepsel gebruik om daardie man te vertel het van Jesus. Ek het nie my kerk aan hom verkoop nie, ek het nie my leerstellings aan hom verkoop nie, ek vertel van Jesus, die Christus, wat gekom het om sy lewe te gee vir sondaars, van wie ek die vernaamste is. Ek verdien die hel. So verdien u die hel. As die Here jou gered het, het jy iets om aan mense te sê. Ek wil vanmôre net vir u waarsku. Die Here het ons nie geroep om siele te red nie, maar om die evangelie te verkondig. Die goeie nuus van Jesus, die redder. U sien, ons is te besig met slim praatjies en vangnette, en asseblief verstaan my reg, moet nou nie my verkeerd aanhaal nie. Asseblief, ek wil nie nog 'n saak teen my hê nie. Luister net wat ek sê. Daar is kursusse soos die EE3 en the Way of the Master, en ek staan dit voor. Dis baie goeie kursusse, maar ek het agtergekom in my bediening. Dit het 'n vangnet geraak om getalle te jag. Mense met slim praatjies te vang en hulle in 'n hoek te druk, en die ou is vasgeverf in die hoek en sê vir hom, wil jy 'n gebed saam doen? En dan skryf ons op die statistieke, 5 siele is vanaand, het 'n oorgawe gemaak. Luister, as jy klaar die evangelie met iemand verkondig het, is die Heilige Gees getrou om hulle te herinner aan die woord. En die Heilige Gees dryf iemand uit om op sy knieë te val en te roep na die hemele. Want u sien, 'n oorgawe red my nie. Slim praatjies van mense kan my miskien oortuig, of as ek die woord verkondig, kan ek miskien voel, luister, ek is 'n sondaar. Maar as die Gees van God nie 'n werk in jou siel doen nie, sal dit nie blywende werk wees nie. Ek sê dikwels vir my vrou, in die 20 jaar dat ons nou in die bediening is, amper 20 jaar, kan ek terugkyk oor my jare van bediening, van mense wat oorgawes gemaak het, maar hulle dien glad nie meer die Here nie. Glad nie. Hoekom? Want as ons met slim praatjies mense probeer oortuig, dan is dit dikwels nie die werk van die Heilige Gees nie. Gebruik die EE3, maar gebruik dit versigtig. Gebruik die Way of the Master en doen dit met oorgawe, maar onthou, moenie iemand druk vir 'n oorgawe nie.
Want wanneer jy iemand druk vir 'n oorgawe, dan doen hy 'n gebed agter jou aan, maar hy het nog nooit by die punt uitgekom waar hy besef, hy's 'n sondaar onder die oordeel van God, en dat net God deur Christus hom van hierdie oordeel kan vrymaak. Wat vir my die kosbaarste is, wanneer jy iemand laat met die evangelie, en hulle jou later kontak en sê, ek is vry, ek is waarlik vry. Want die Here Jesus doen so besondere werk. 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. En ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Paulus het geweet, ons gaan hierdie kursusse hê. Hoe het hy dit geweet? God deur die Heilige Gees het vir hom gehelp om neer te skryf. Hy het dit nie regtig geweet nie. Hy het maar neergeskryf wat God geweet het, en Paulus gebruik het, om vir ons hierdie goed te skryf. Want jy moet onthou, die woord is deur die Heilige Gees ingegee. So Paulus skryf iets wat hy niks eintlik van weet nie, want God het geweet, in die toekoms sal mense hierdie kursusse gebruik om miskien mense te druk vir 'n oorgawe, en dan is dit nooit in die krag van die Heilige Gees gewees nie. Dis belangrik dat ons sal sien en sal onthou, dat die Here vir ons nie sy evangelie gegee het, om mense mee te vang nie, maar om die evangelie te verkondig, dat die Heilige Gees die oortuigingswerk sal doen. Wat gebeur na die krone? As jy daar op die bord kyk, nadat ons die krone ontvang het, is daar hier die geleentheid, die bruilof van die lam. Nou toe ek en my vrou getrou het, dink is nou 42 of 45 jaar terug, nee? So lang, ek voel so oud, maar is nie so oud nie. Dink ons is hierdie jaar 31 jaar getroud gewees. Na die seremonie, die dominee gesê, luister, julle is nou man en vrou, ons het uitgestap, konfetti gegooi, en toe gaan, eet ons, en ons gaan kuier saam met die mense, en hulle wens ons geluk. Luister, as jy dink aan jou huweliksbevestiging, en die ete na die tyd, en die onthaal en alles, en jy dink het was wonderlik, dit wat vir ons voor lê is 1000 miljoen maal meer. Want die koning van hierdie aarde berei vir ons 'n maaltyd voor. Ek dink baie keer daaroor, en sê ek, Here, dat U die God van hemel en aarde vir my 'n maaltyd sal gee, en my sal nooi as een van U gaste, om aan U tafel te sit, en saam met U te eet, en saam met ander kinders van God fees te vier. En nou sê baie mense, Jesus, maar dit moet seker 'n groot tafel wees, want daar is soveel miljoene mense wat al dood is. Moet jy nie worry oor die detail nie. Die Here is in beheer. Net so min soos jy die detail van hierdie skepping ken, en jy weet presies hoe werk hierdie dier, en hoe werk hierdie sonnestelsel, en hoe werk daar die planeet, en hoe alles draai, en hoe alles in mekaar pas, en hoe suurstof en swaartekrag en al die goed werk. Net so min weet ons wat God vir ons voorberei het. Ek wil vir u lees wat sê die Bybel vir ons. Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en ons verheug, en aan hom heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Ek onthou nog die dag toe Eva haar afgestap het. Sy het gelukkig betyds opgedag. En toe kom sy afgestap so, en sy het gereed gemaak vir hierdie kosbare geleentheid. Die Bybel sê, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Al wat oorbly nog is die bruilof van die lam, nadat ons loon ontvang het. Jy sit vanmorgen miskien hier en jy sê, maar luister, ek stoei met my geestelike lewe. Ek gaan vir jy geheim vertel, ek ook. Hier is 'n stryd. Sommige dae sê ek vir die Here, gaan ek dit maak? En dan is God se woord getrou om te sê, dat hy by magte is,
om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor hom in sy heerlikheid te stel. Dan sê ek, Here, dankie, dat ek het nie hoef te maak nie, maar u werk deur u gees in my, om die woord te lees, om te bid, om gereed te maak vir hierdie bruilof van die lam. Ek wil u vra vanmôre, en ek het hierdie foto agter op die bord, sal u kroon of krone ontvang, om aan die voete van Jesus neer te lê, as 'n dankoffer, vir dit wat hy vir jou aan die kruis van Golgotha gedoen het. Wil jy moet hierdie beeld net kry, en ons moet daaroor praat vir 1 minuut lank. Kyk na die verbruiselde liggaam van Jesus aan die kruis. Hy was so misvorm, dat hy nie meer as 'n mens aangesien kan word nie. Hy word verag, hy word gespot. Hy sê, Vader, vergeef hulle. Hy sê vir Johannes, daar is jou moeder. Hy dink aan die rower wat langs hom is. Dit moes ek en jy gewees het. Dit moes ek en jy gewees het vir ons sondes. Hy sterf daar, hy sê dit is volbring. Hy gee sy lewe sodat ons gered kan word. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Nie een siel gewy aan Jesus, niks te offer aan sy voet. Ek wil jy moet daaroor dink. Ons kan nie ons tyd hier vermors nie. Gaan praat met ons ouer mense, hulle sê, luister, so het ons jare verby gegaan. Jong mense, ek roep julle op, middeljarige mense, ek roep julle op, kinders, ek roep julle, ou mense, ek roep julle op, moenie julle tyd vermors nie. Doen iets vir Jesus en vir sy koninkryk, sodat wanneer die kroon aan jou gegee word, jy kan sê, nee, Here, dankie vir wat u vir my gedoen het. U moet gekroon word as die Here en as die Meester. Ek vra vanmôre vir u, verlang u hart na die bruilofsmaal van die lam. Belangrik, onthou dat almal nie dieselfde loon of krone sal ontvang nie. Beywer u om deur die krag van die Heilige Gees die volle loon te ontvang. Onthou Johannes, of 2 Johannes 1 vers 8, wees op julle hoede, dat ons nie verloor dat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. Ek vra vir u, stap saam met my. Wat die pad vorentoe is, weet ek nie. Kan nie vir u sê nie, en dit pla my ook nie nou nie. Eendag op 'n slag. Maar moenie jou dae vermors nie. Johannes Calvin sê, Here, leer my om nie ydel te wees en in my lewenswandel laks te wees, sodat ek die kroon sal verbeer wat u vir my sal gee nie. So vry vertaling. Mag die Here my en jou help. Dis 'n moeilike stryd, maar onthou ons het mekaar. Ons het die woord van die Here. Ons het God se Heilige Gees. En mag ons arbei om ook eendag die kroon aan sy voete neer te lê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie boodskap, dankie vir hierdie waarheid. Dankie dat ons kan uitsien na hierdie krone. 5 krone wat ons oor gepraat het, en ek smeek u dat ons sal arbei. Ag, al is daar net 1 kroon wat ons kan verkry. Hoe dit ook al mag sy, Here, dat ons ten minste iets sal doen vir u op hierdie aarde, wat van waarde is in die ewigheid. Ons bid, hou ons getrou, hou ons waaksaam, en Here, hou ons diensbaar, tot eer van u wonderlike en heilige naam. Bid vir hierdie kudde, wat u aan my toevertrou het, hulle wat inluister op Webwoord en op Facebook. Here, ek weet van hulle gaan deur erge stryd. Ek vra dat u hulle asseblief sal versterk. U hulle sal bekragtig, en soos die een oom gisteraand wat gebel het, vir my gesê, Dominee, moenie bid vir my genesing nie, maar bid net dat ek getrou sal bly, in hierdie erge siekte stryd, tot Jesus my kom haal. Ek bid, Here, dat dit ook ons gesindheid sal wees, getrouheid, tot ons hom sal sien in sy heerlikheid, soos hy is.